Een van die moeilikste dinge wat tussen ons as mense 'n probleem word, is om te vergewe. Vergifnis is nie 'n maklike ding om te doen nie. Die Here Jesus spreek hierdie probleem aan in Lukas 17 verse 3 en 4. As jou broer verkeerd optree, berus by hom, en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Jy moet vergewe. Nou, wat is die belangrike ding hier? Dat die persoon wat tot 7 keer en meer op 'n dag jou vies gemaak het, jou eintlik onreg dalk aangedoen het en verkeerd opgetree het teen jou. En dan kom sê hy is jammer, om so 'n persoon te vergewe, is dit die belangrikste ding om te doen. Ek dink nie so nie. Die eintlike taak hier is nie net om iemand te vergewe nie, sodat hy kan beter voel oor wat hy gedoen het nie, maar dat jy wat vergewe beter kan voel. Jy sien, vergifnis het eintlik min te doen met die een wat vergewe word, maar alles te doen met die een wat vergewe. Want dit is in daardie vergifnis wat gegee word, dat jou krag lê, dat jou nuwe lewe, wil ek amper sê, vir jou voorlê. Want terwyl jy nie vergewe nie, is dit soos 'n las op jou. Dit is 'n probleem waarmee jy gereeld moet worstel. Iemand het verkeerd gedoen teen my, en ek kry dit net nie reg om te vergewe nie. Jy wat nie wil vergewe nie, is eintlik die lydende party. En daarom kom die Here Jesus en hy wil eintlik vir ons sê, vir jou eie onthaalwe, vir jou eie goeie bestaan tussen mense, wees maar meer bereid om te vergewe. Ek wil nie vir jou voorbeelde noem vir wie jy moet vergewe nie, maar ek dink daar's daagliks dinge wat gebeur, wat jou vies maak en jy nie daaraan dink om te vergewe nie. Jy wil eintlik skel, jy wil eintlik nie vergewe nie. Maar as ons kan regkry om te vergewe, dan word ons sterker as die een wat teen ons oortree. Kom ons loop mooi.